Nou ja, Desember is die maand waar braai, rugby en nasionale sport, jy weet, braai word nou die nasionale sport, want ons het ons nou, die nasionale sport van rugby gaan ons nou eers vervang, maar kyk hier na my gas se kant toe, want ek weet, hierdie man kyk vir my met 'n groot glinsterende oog, want dit is niemand anders nie as Jay Man, ons Mr. Braai Guy. Ek was nou so vol van myself, ek het gesê, ek wil Mr. Braai wees, toe is ek nou inderdaad Mr. Braai, want jy is die Mr. Braai Guy. Wat sê? Jay, baie welkom. Baie dankie, is lekker om hier te wees. My vriend, jy is 'n besige man. Gister was jy nog iewers in Houtbaai en daar het jy gebraai en laat waai en vanmôre is jy hier. Hier's ek, ja. Dis vir my baie lekker. Ja. Luister nou, my eerste vraag is met die weervoorspellings wat so 'n bietjie deurmekaar is wat Desember aanbetref. Wat is jou beste raad om nog steeds 'n ordentlike vuur te kan maak om te braai ondanks ongure weer? Mag ek dit sê? Jy kan. Gas. Party mense het nou gesê, nee, het ons nou mooi gehoor, wat's fout met die volume knoppie? Ja, dat is, ek het nou die dag hoor iemand sê, nee, gas is iemand wat jy uitnooi na jou braai toe. Ja, dis 'n moeilike een. Kyk, ek het nou in die Kaap gebraai en daar gaan dit oor die wind, maar dit was verskriklik warm. En ek het nou al 'n paar keer hierso in die reën gebraai en ek sou sê, grootste wenk is seker maar droë hout, om seker te maak jy die regte hout. Ek kyk maar altyd na die weervoorspelling, kyk, dit is wat ek doen, ek word betaal om vir daai mense bord kos te gee, so I'm scope with it. So ek het al 'n paar keer in die reën gebraai, maar mens moet maar die timing reg kry. Kyk na al daai lekker dingetjies. Wanneer die reën kom, droë hout, steek hom vroeg aan en jy het jou hout, mag jy maar 'n bietjie steenkool ook gebruik, jy weet, charcoal, brikette, daai goeters. Ek doen as 'n kombinasie met, kyk as ek op 'n kettelbraai gaan braai, dan gaan ek brikets gebruik. Natuurlijk. Maar vir my is die gehalte van die briket of die houtskool wat ons gebruik baie belangrik. Weet, mens kry lekker harde hout, charcoal wat 'n lekker geur in het, want dit gaan eintlik oor die geur. Kyk, as ons kyk na sekelbos, hoekom braai jy met 'n sekelbos? Dit is lekker. Baie lekker. Jy ruik hom van as jy in jou dorpie rondstap, maar ruik jy al die mense wat die sekelbos vure aansteek of die kameeldoring vure. Dit gee vir jou dadelik ook daai vakansiegevoel en daai lekker ding as jy daai houte so ruik. En is daai wors op daai sekelbos hout. Stadig nou. Vriende, baie dankie. Ons het lekker gesels. Elsa is besig by Studio C om vir ons 'n vuurtjie te pak. I wish. Nou, vinnige gedagte dalk net vir 'n budget braai, jy weet, net om 'n bietjie te kyk na die begroting. Ek dink hier is 'n gesprek met jou blokman, redelike belangrike ding, maar daar's redelik baie wat mense kan doen. Ek dink baie mense gaan dink ons praat oor groente, maar hoender is 'n lekker ene. En as mens hoender kan lekker braai, is dit, as ons kyk waar die pryse van bees nou gegaan in die laaste tyd, dit is regtig, draak nogal moeilik om 'n lekker dik stytjie te gaan bekostig. So hoender is verseker die ene, maar een van my gunsteling is 'n chuck. Ek is baie lief vir 'n chuck. Die probleem is die chuck word baie dun gesny, so ek gaan gewoonlik na my blokman toe en ek sê, geef my net 'n lekker dikker enetjie, want jy kan hom mooi opkerf vir die hele familie en hy het lekker geur, want hy sit hier in die voorkwart, so al die vet en die senings gee maar net vir hom lekker. En dan ook 'n short rib, wat ek dan deur die rib sny, so met ander woorde, jy kry so lang rib met al die beentjies. Daai ding op die vuur gaar gemaak, nie te gaar nie, met 'n bietjie van 'n chimichurri sousie, is lekker. So met 'n aartappel of iets, dit is glad nie duur nie, weet, dit is nog van die voorkwart vleise wat ons teen ordentlike pryse kan kry. Luister nou, nog 'n baie kontroversiële onderwerp is speserye. Ek weet baie mense glo net in sout en peper of geen speserye nie, maar vir my dink ek die ding het so gegroei. Daar is soveel produkte en jy weet verskillende speserye op die mark. Ja, hier kom 'n ding wat spring. Ek het geweet jy gaan vir my sing. Jy het speserytjies saamgebring. Ek het, ja, so omrede dit en ek stem 100% saam, dit is kontroversieel. Ek moet vir een van elk gee. Ja. Dat ons bietjie sien. Hier is nou van jou the Braai Guy spice. Ja, so presies oor daai vraag, weet ek hou van natuurlik en as 'n oopvuur chef wil ek natuurlike produkte op my vleis hê. So sout en peper 100%, weet, as ek byvoorbeeld peper vir my spice sauce, sal ek die hoogste gradering peper gaan sauce, want peper is vir my belangrik. Dit is duur, maar dit is vir my belangrik. So spesery nie, ek gebruik spesery, maar daar's tye wat ek net sout sal gebruik. So byvoorbeeld op die vetjie sal ek altyd, daar moet sout op hom kom. Hierdie weer eens, dit is 'n natuurlike produk, so
En as ons kyk na die bykosse ook, ons het soveel ongelooflike geure, as ons kyk na wat hulle doen in Marokko en die Mediterranean geure, daar's so baie waarmee ons kan speel, en ons moet nog geure in ons vleis inbring, so ek sê altyd, ek wil hê die vleis met die Here bly. Ek wil nie, hy moet soos ietsie gaan proe nie, so ek is nie 'n groot... Maar so ietsie sal dan nie saak maak nie. Wat is dit? So ietsie, net so 'n bietjie van 'n spice. Ja, net so 'n bietjie van 'n spice om die vleis net so 'n bietjie te enhance. En dit is wat sout en peper is. En suiker is dieselfde. Dit's 'n flavor enhancer. En ons maak daai vleis hier die Here. Baie lekker. So dit is, ek weet nie, in kortliks gepraat, want hierdie is nogal eintlik nog hulle kontroversieel. Ons kan baie lank oor gesels. Ja, maar ek wil daarom net vir jou sê, asseblief vroeg in die nuwe jaar, dan gaan jy vir ons kom kuier en ons gaan braai. Ons het nou lekker en vinnig gesels, en as jy meer van The Braai Guy wil uitvind, webtuiste, sosiale media bladsy. Ja, alles mrbraaiguy.co.za, Facebook, TikTok, ek mag nie TikTok grappie maak nie. TikTok, Instagram, so ja, op is reg. Ja. TikTok, ons sal vir hom uitloer, The Braai Guy, Jay Man wat vandag by ons kom inloer het, maar nou, kyk, ek is nou so lus vir 'n stukkie vleis. Ek dink ek gaan net wegraak, 'n bietjie van hierdie speserye in my hand oplek en proe, en dan gaan ek vir eers oorgaan Elsa, wat bietjie oor idees gaan gesels vir die Kerstafel.